Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Ekerk is 'n aanlyn geloofsfamilie waar ons saam na Jesus soek deur sy woord en dan sy hart uitleef na ander. Mag jy deur vandag se boodskap Jesus op 'n vars en nuwe manier ontdek. Geniet die boodskap. Vader in die hemel, dankie dat ons as Ekerk familie, as geestelike familie by mekaar kan kom en weet ons is nie alleen nie. En weet al is ons ver van mekaar af, U is ook teenwoordig hier by ons deur die Gees. U is so goed, so liefdevol, U het die Gees vir ons gegee en die Gees is werksaam in ons lewe. Here, en dit is ook hoekom ons hier is vandag. Ons het 'n afspraak met U of U het 'n afspraak met ons. En ons weet ons het die voorreg om by U voete te kom sit en weet waar ons die Bybel gaan oopmaak vandag, is U die lewende outeur van die woord, ook teenwoordig. Ook so help die Gees ons om dit uit te lê en te verstaan en ook sy deel te maak van ons alledaagse lewe. Laat ons hoor wat U deur U woord vandag vir ons wil sê. Amen. Ek wil graag vanoggend in hierdie preek bietjie voortbou op wat ek verlede Sondag gepreek het. Die van julle wat dalk nie daarna gekyk het, jy kan gerus gaan kyk op die website of op ons app of op die YouTube playlist. Ons het verlede week bietjie stilgestaan by Psalm 103 en 'n tema of 'n metafoor gebruik om te vra, is God se spons groter as my en jou skale? Dat die tema of die konsep agter hierdie preek was juist Psalm 103 wat vir ons so mooi verduidelik of 'n getuienis lewer, hierdie lofprysingspsalm wat vir ons gewys het hoe goed en getrou en hoe vol genade God is. Dat God ons nie meet volgens ons sondes nie. God plaas nie ons sondes hier op 'n weegskaal of vat 'n meet of 'n liniaal of 'n, wat sal Afrikaans wees, vir 'n tape measure en meet dit nou hier vir mekaar en sê okay, maar nou skuld julle my as gevolg van hierdie gewig of die lengte of die hoeveelheid sonde wat jy het nie. Nee. Psalm 103 sê dat God is 'n God met 'n spons. Wat beteken dat hy ons lewe skoon vee, ons vuil, modder, sondige lewe skoon vee omdat hy goed en getrou is. Ons het bietjie geëindig by Jesus en gesê dat Jesus is die beste uitbeelding as te ware van die God wat met 'n spons besig is om ons lewe skoon te was, waar Jesus Christus vir ons dit aan die kruis gedoen het. Maar nou ek wil voortbou in ons preek vanoggend en die preek van verlede week vra dan nou eintlik of maak eintlik 'n paar meer vrae los vir ons. Wat sê okay, as God se spons dan 'n groter is as die skale waarmee ek en jy mekaar meet of die gewig of die skaal van ons sonde en God vee ons skuld uit, hy maak ons lewe skoon deur die hemelse spons, hoe meet hy ons dan nou? As God nie skale gebruik nie, hoe kyk God na ons? Hoe meet God sy kinders? Met die vraag of ons besig is om volgens God se wil te leef, binne die lyn van God se wil. Hoe kyk God na ons en hoe meet hy ons as sy kinders? Nou, meting ken ek en jy in vandag se tyd baie goed. Die hele lewe is deurdrenk van ons wat of met skale mekaar weeg of meetinstrumente. Ons is nou besig die skole met eksamens, soos ek verlede week ook gesê het. En jou sukses word bepaal aan die meting van jou toets. Het jy goed genoeg gedoen en jou rapport wys vir jou op die einde dat jy goed genoeg gedoen het. Dit is hoe jy gemeet is. In jou werkplek sit jy dalk met 'n projekbestuurder wat oor jou skouertjie loer en sê, maar jy's produktief as jy X, Y en Z doen. So word ons lewe by die werkplek ook baie maklik gemeet. En dan word jou insaag of jou uitsaag as te ware ook, jou salaris bepaal in 'n skaal van dit wat jy doen, bepaal wat jy kry, jou uitkomste. Op sosiale media lewe ons vandag en die sosiale media is deurdrenk met ons wat onsself of ons impak daarin of daarop meet met likes en shares en die engagement wat ons kry. In ons vriendekring mag ons dalk mekaar ook meet aan ons status. O, jy bly in daai buurt, okay, jy ry daai kar, jy alweer 'n nuwe kar, jy gaan daar op vakansie. In ons geestelike lewe kan ons mekaar ook soms gereeld meet. Ek is darm meer geestelik as daai persoon. Ek sukkel darm nie met die sonde soos daai persoon nie.
Ek sukkel daarom nie met hierdie eenvoudige sonde nie, ek sukkel bietjie met ek worstel met groter geestelike goed in ons lewe. Nou dit as inleiding is die vraag wat ek vandag jou na toe uitnooi om saam te dink. Wie meet ons regtig? Wie meet jou? Hoe meet jy jouself? En hoe meet jy ander mense? Of dalk anders, wie het die reg om ons waarde te bepaal? Wie is die een wat kan sê, ek meet jou en dit is wat jou waarde is, afhangende van hoe jy gemeet word? Nou ek wil begin heel eenvoudig in 'n verhaal lees wat in my verhale al weer onlangs nuut op die tafel gekom het as ons so met ons dogtertjie Bybel lees. In die aande kom hierdie verhale, wat amper in my wêreld bietjie vergete verhale is, na vore. So as jy 'n Bybel het, wil ek graag saam lees 1 Samuel 16, vers 1 tot 13. Ek lees dit vir ons uit die boodskap uit. Die Here het vir Samuel gesê, hoe lank gaan jy nog oor Saul huil, nou dat ek nie meer wil hê hy moet die koning van Israel wees nie? Maak 'n beeshoring vol olyfolie en gaan na Isaai toe wat in Bethlehem bly. Ek stuur jou na hom toe, want ek het gesien een van sy seuns sal 'n goeie koning wees. Samuel sê toe, maar ek kan nie sommer net gaan en dit doen nie, as Saul dit hoor, sal hy my doodmaak. Nou maar vat dan 'n verskalf, sê die Here, en sê jy wil die dier vir die Here gaan offer. Nooi Isaai na die ete by die offer, dan sal ek vir jou sê wat jy moet doen. Salf dan die een wat ek jou sal wys. Samuel het gemaak soos die Here vir hom gesê het. Toe hy in Bethlehem aankom, het die mense geskrik en die leiers van die dorp het na hom toe gekom en gevra, kom u omdat hier 'n probleem is? Nee, daar's nie 'n probleem nie, sê hy. Ek het net vir die Here kom offer. Was julle en trek skoon klere aan, dan kan julle saam met my van die offervleis eet. Ek het ook vir Isaai en sy seuns gesê om dit te doen en hulle na die ete by die offer genooi. Toe Isaai en sy seuns inkom, sien Samuel vir Eliab raak en dink, dis die man wat die Here wil laat salf. Maar die Here sê vir Samuel, moenie kyk hoe hy lyk of hoe groot hy is nie. Ek wil hom nie hê nie. Dis nie wat 'n mens kan sien wat tel nie. Mense kyk na iemand se buitekant. Ek, die Here, kyk na 'n mens se hart. Isaai roep toe vir Abinadab en stel hom aan Samuel voor. Samuel dink toe, die Here het seker ook nie hierdie een gekies nie. Daarna het Isaai vir Samma aan hom voor en Samuel dink, die Here het ook nie hierdie een gekies nie. So het Isaai 7 van sy seuns aan Samuel voorgestel. Maar Samuel sê vir hom, die Here het nie een van hulle gekies nie. Is dit al jou kinders? Isaai antwoord hom, die jongste seun is nie hier nie, want hy pas skape op. Laat hom ook kom, sê Samuel vir Isaai, want ons gaan nie eet voor hy ook hier is nie. Isaai het hom laat haal. Hy was 'n mooi kind met 'n seunsgesig en mooi oë. Toe sê die Here, dis hy, staan op en salf hom. Samuel het die horing met olyfolie gevat en dit daar voor sy broers op Dawid se kop uitgegooi. Van daardie dag af het die Here se gees in Dawid gewerk. Samuel het teruggegaan Rama toe. 'n Mooi, pragtige verhaal van hoe God deur die profeet Samuel vir Dawid kies, salf as te ware, vir koning van Israel. So hierdie teks het vir ons baie duidelik, onthou die vraag van vandag is, maar wie meet ons, hoe meet God ons as te ware? Nou hierdie konteks ken julle nou baie mooi in die verhaal, Samuel moet 'n nuwe koning salf, nadat God vir Saul verwerp het. En dan lees ons baie mooi hier sê, hy kyk na Eliab en dink, dis die regte een. So Samuel se meetinstrument, sy skaal sê, maar hierdie Eliab, hy is die regte een. Hy's sterk, hy's indrukwekkend, hy's koninklik. Maar God sê nee. Moenie kyk na sy voorkoms of na sy lengte of enigstens na die uiterlike toe nie. Ek kyk na die hart, sê die Here. So dit is baie duidelike inleiding vir hierdie preek vandag. Ons as mense, bewuslik, onbewuslik, kyk na deur skale, deur meetinstrumente van krag, van status, van lengte, van prestasie, van jou rapport, van wat jy gaan studeer, waar jy studeer, wat se beroep jy doen, het jy titel agter jou naam, is jy direkteur, is jy nie, waar woon jy nie. Maar dis aardse, menslike meetinstrumente. En 1 Samuel
16 sê vir ons baie duidelik, God kyk na die hart. Nou die hart beteken nie net emosies nie, dit beteken nie hoe jy reageer nie, het jy soms 'n woede-uitbarsting of is jy rustig? Nee. Dit gaan oor hierdie innerlike sentrum, die hele wese, die beweegrede van 'n mens se lewe. Ons kan vertaal van, dit gaan oor sy karakter, dit gaan oor sy geloof, sy gesindheid en natuurlik alles voor God. So reg aan die begin, God se maatstaf is nie ons uiterlike prestasies of wat ons al bereik het in ons lewe nie, maar die innerlike verhouding, die koneksie wat jy met die lewende God het. So ons moet egter ook nie nou die teenpool dink nie, maar dan dink ons, okay, dit gaan oor die innerlike. So die mens in ons wil dan sê, okay, maar kyk hoe mooi werk ek aan my innerlike. Kyk hoe mooi ek het al hierdie klippe van sonde in my lewe uitgehaal. En kyk wat het ek bereik. Ek is so geestelik, ek groei so in my geloof. Dis als omdat ek die ure insit, omdat ek Bybel lees, Bybelstudie doen, omdat ek met die Here praat. Nou, wat ek probeer stel met daai stellings is, dat dit als oor ek gaan, oor jou gaan. As jy dink, jy kan enigstens iets doen wat goed genoeg is om jou innerlik op so 'n plek te kry, dat God na jou sal kyk en sê, jy het goed genoeg gedoen, dan dink ek, ons gaan die pot mis het. Want in die Ou Testament het dit nie gewerk nie. Ons kan die hele Ou Testament lees, dan sien ons hierdie liefdesverhouding van die lewende God. Dat God konstant sy goedheid wys vir die volk, en die volk struikel, en hulle leef, hulle uiterlike uitlewing van hulle sonde, waar hulle die sonde najaag. Hulle skiet tekort. Selfs in 'n latere stadium dan sê God, maar hier's die 10 gebooie, hier is die verhouding wat ek graag met julle as my volk, my kinders wil hê. En nog steeds sal die mensdom, die volk kort skiet, want aan die innerlike kan hulle nooit goed genoeg wees om iets te doen nie. En dit is die goeie nuus van ons evangelie, dat God, die liefdevolle, genadige, goeie God sê, moenie bekommer nie, ek sal vir julle die geleentheid gee, die verhouding kom herstel, ek sal my seun Jesus Christus stuur, en hy is die een wat sal intree en goed genoeg is, sodat ons beter sal wees. Nou ek lees dit vir ons graag, Efesiërs 2, vers 1 tot 10, wat Paulus hierdie gemeente in Efese help om presies hierdie konsep te verstaan. En ons preek ook een stapie verder te vat om te vra, maar as God ons dan nou meet, hoe lyk hierdie meetinstrument? Hoe lyk die meting? Hoe lyk dit? Wat is vir God belangrik? So ek lees Efesiërs 2 vers 1 tot 10 weer vanuit die boodskap. Dink weer 'n slag mooi na oor alles wat God vir julle gedoen het. Julle was eers soos dooie mense as dit by God en sy dinge gekom het. Kyk net hoe lelik het julle geleef en hoeveel dinge het julle gedoen waarvan God net mooi niks gehou het nie. Dit was toe julle al agter die duiwel, die leier van die onsigbare geeste, aangeloop en presies gedoen het wat hy van julle gevra het. Daardie selfde ou duiwel is nog steeds bedrywig onder die mense wat nie luister na wat God vra nie. Dis eintlik maar die storie van ons almal se lewens. Eers het ons almal agter die sonde aangeloop. Wat ons gedink of gedoen het, was die ene sonde. As iets sonde was, was ons daarom dit te doen. Ons het dieselfde menslike geaardheid as al die ander gehad. Ons het net in die sonde belang gestel. En vir iemand wat so is, wag daar net een ding, die ewige straf van God. Maar God het sake en veral ons nie so gelos nie. Hy het ons baie lief en hy loop oor van sy goedheid. Toe ons nog in die sonde geleef het, asof God nie eens bestaan nie, het God ons kom haal. Saam met Christus het hy vir ons 'n nuwe lewe gegee. Ons kon weer voorbegin. Moenie dink dit is omdat jy so goed is nie. Nee, omdat God so goed is. Sonder dat jy iets daarvan verdien, is jy uit die kloue van die sonde gered. Jy is nou Jesus sin. En wat Jesus sin is jy sin. Saam met Jesus is ons, wat soos dooie mense nie eens van God geweet het nie, lewend gemaak. Saam met Christus Jesus sit ons ook nou op 'n spesiale plek
by God in die hemel. Niemand sal nou of in die toekoms ooit kan twyfel aan hoe goed God regtig is nie. Dit kan eintlik nie gemeet of ten volle beskryf word nie. Dit alles word van ons saamgevat in die manier waarop God ons deur Christus Jesus gered het, sonder dat ons dit enigsins verdien het. Vra julle waarom julle nou juis gered is? Wel, dit is omdat God so goed is en julle Jesus so vertrou. Dit is nie iets wat ons self reggekry het of kon doen nie. God het dit vir ons verniet gegee. Dit is nie iets waaroor enige een van julle kan loop en spog nie, want dit is nie asof julle self daarvoor gewerk of dit verdien het nie. Onthou, God het ons gemaak wat ons nou is. Dit is hy wat ons nuut gemaak het, omdat ons Christus Jesus sin is. Hy het dit gedoen, sodat ons reg en goed kan leef, soos hy lankal besluit het, ons moet leef. 'n paar mooi verse wat Paulus vir ons presies hierdie kontras vir ons verduidelik. So ons tema, ons vraag en ons preek vandag is presies wat Paulus hier sê. Ons was so besig om in die modder van sonde te speel. Verlede week se Sondag is 'n preek, maar God kom met die hemelse spons en vee al daai sonde, al daai vuilheid uit ons lewe uit. Hoe? Deur Jesus Christus wat vir my en jou aan die kruis kom sterf het. Nou gaan ons een stapie verder. Nou sien ons Jesus meet, hy kyk na die innerlike en na die hart. Nou gebruik Paulus presies daai woorde. Julle kan jy nou sê, o, julle is gered en dit is alles wat julle gedoen het. Sê nee. Julle sal nooit goed genoeg wees nie. Julle het niks om te spog nie. Dit is als God wat goed is. Dit is net genade, dis die konsep. God kyk nie na ons hoop sonde nie. Ek en jy kyk na ons hoop sonde en sê, "Sjoe, okay, maar dit is 'n baie groot hoop sonde, so ek moet seker maar begin werk hieraan maak." Ons sal nooit kan vergoed, terug kan betaal as te ware, vir hierdie vuil sonde geaardheid of die natuur wat ons gehad het, wat ons agter hierdie sonde vuilheid aanleef nie. En die punt is ook, ons gaan weer in die modder iewers speel. Ons doen dit daagliks. Maar God, die goeie, genadige, liefdevolle God sê, maar Jesus Christus kom. En hy het die hemelse spons en hy vee julle skoon. Julle kan nuut begin, sê Paulus. So nou, weet ons, God kyk na ons hart, na ons innerlike. Maar nou is dit so mooi. Jy kan nie hier sit en sê, o, hoorie, wel gedaan, kyk hoe ek my innerlike reg gekry nie. Nee. Hierdie preek vandag sê vir ons so mooi dat, omdat ons 'n God aanbid wat goed is, liefdevol is, getrou is, herstel hy hierdie verhouding deur Jesus Christus wat vir ons aan die kruis gesterf het. En God herstel hierdie verhouding om nou te sê, hy kyk nie meer na ons en kyk mense wat vol modder, die sondige gespeel is nie. Hy sien oor wat skoon gefees deur die kruis van sy seun Jesus Christus. En ek en jy kan nou kies om hierdie lewe te leef. En nou dit is die mooi punt. God is so goed. Hy gee ook sy gees vir ons. En sy gees is besig om hier aan ons binnekante te werk, om seker te maak dat hierdie vuilheid ook nie aan ons binneste begin vuil maak nie. Maar dit is net God. Dit is net Jesus Christus en God wat hierdie vir my en jou kan doen. So ek en jy moet vandag hier kan wegstap en sê, "Sjoe, dankie Here. Dis U wat ons ontmoet, net hier waar ons is, ons skoon vee, maar ook so ons 'n nuwe innerlike identiteit gee, 'n nuwe karakter gee. Ons is nou Christene." En die mooiste beeld van hierdie hele verhaal is vers 10. Dan sê God vir ons, Paulus vir ons hierso, dat ons is as te ware eintlik geskape, ons is God se maaksels is die woord. Ons is geskape in Christus en ons is gemaak tot goeie werke. Ons is gemaak sodat ons goeie werke kan doen. Nou daai woordjie wat ons kan direk vertaal is eintlik dat ons God se kunswerk is. Ek het al voorheen by Ekerk hieroor gepraat. Nou dis vir so 'n mooi beeld. God kom ontmoet ons hier en hy gee ons 'n nuwe identiteit en hy gee ons as te ware ook sy vingerafdrukke. God maak ons, skep ons as sy kunswerk, as sy meesterstuk, as sy gedig. Iets wat sorg vat, intimiteit het, 'n verhouding het, wat uit liefde uitgemaak is. Dit skep vir my en jou, gee ons 'n nuwe identiteit. So God kyk in ons en meet en kyk wat ons verkeerd doen en reg doen en balanseer die boeke nie. Sê nee, God is hierdie kunstenaar. Hy is hierdie skepper
En hy is besig om sy hande vuil te maak deur wat Jesus Christus kom doen het op aarde. En soos 'n meester, kom ons vat die pottebakker beeld. Soos God ons vorm as sy meesterstuk, bly God se vingerafdrukke agter op ons lewe. Ons dra die teken, die merke, dat God ons geskaap het en ons aangeraak het. Dat ons identiteit lê in Christus. Soos 'n meester kunstenaar sy merk sal teken, dat ons kan weet dit is gemaak deur hierdie meesterkunstenaar, so het God ook sy vingerafdrukke, sy handtekening as te ware, op ons lewe gesit. En dit is alles wat Jesus Christus kom doen het. So God se vingerafdruk, sy handtekening is op ons lewe. So nou is die vraag, elke groef in ons lewe, elke handtekening van God, is op ons lewe so ingegrafeer dat ons meer word soos Jesus. Dis alles te danke aan wat God kom doen het in en deur Jesus Christus. So, ek sluit af. God se maatstaf vir my en jou, God meet ons nie. Sy maatstaf is dalk 'n mooier woord. Is nie ons prestasies nie. Dis nie dalk ons uiterlike prestasies nie, dis ook nie al wat ons in ons innerlike self gedoen het nie. Maar God se maatstaf is 'n verhouding. God wil hê jy moet jou hart vir die Here gee. Nie net vir hom gee nie as te ware eerder hartoortplanting wil kom hê. En God is besig om met ons te werk en hy soek net hierdie verhouding. Hy sê vandag, sê God vir ons, God meet jou nie volgens die skale van die lewe nie. Maar hy kyk na jou hart. En hy sê, maar my vingerafdruk is op die lewe. Ek het jou geskep. Jy's my meesterstuk. Kom en leef nou met hierdie potensiaal wat jy as meesterstuk het, wat aangeraak is deur die lewende Skepper God. Gaan leef dit. Vraag wat ons vandag gevra het is, laat ons toelaat mense ons meet? Meet jy dalk ander mense? Meet jy dalk jouself? Met watse maatstawwe meet jy? Of laat jy vandag toe dat jy met God se hemelse mateband gemeet word? Die wêreldse skaal of meetinstrumente sê jy's net so goed as jou laaste prestasie. Maar God sê nee, jy's my kind. Ek het jou kom vrykoop deur Jesus Christus vir jou te stuur en aan die kruis te sterf. Ek het hierdie verhouding kom herstel. Ek wil 'n verhouding met jou hê. Ons het gesien verlede week dat God se spons groter is as die skale wat ek en jy mekaar mee weeg. Maar ons het gesien dat God die genadige goeie God is. Vandag sien ons dat God na ons harte kyk. Dis sy maatstaf. En hy sê ek wil hê jy moet in 'n verhouding staan, groei, kweek, werk, speel, leer meer my ken, want ek is jou skepper. Leer jou skepper ken en leef as God se meesterstuk, want sy vingerafdrukke is op jou lewe. Kom ons bid. Liewe Here, dankie dat ons net weer eens kan lees en besef hoe goed U is. Here, dat ons nie 'n lewe leef afhanklik van ons prestasies nie, dat U na dit kyk nie, dat ons nie na ons kyk, sê ons is mislukkings, of ons het nie 'n A gekry nie, ons het nie daarin gekom nie, of ons bereik nie wat ons wil hê ons moet bereik nie. Maar dat ons vandag met hemelse oë, met U oë kan kyk na ons om te sê, maar U kyk na ons hart. U kyk na ons karakter, U kyk na ons wese, U kyk na die verhouding wat ons het met U. En Here, soos ons U kinders is, soos enige kinders gaan ons ook soms struikel, nog steeds soms in die modderpoele van sonde rondspeel, maar so weet ons die goeie, U is die goeie God wat ons nog steeds gaan skoonvee. Maar Here, laat ons ook elke dag probeer toelaat dat U Gees deur ons werk, want U is ons skepper, U vingerafdruk is op ons lewe, en laat ons regtig waar leef as U meesterstuk, as U skepsels, as mense wat U handtekening, as ons skepper en as ons meester op ons harte en in ons lewens dra. Laat ons die lewe leef wat U vra van ons om te leef. Jy ons vra natuurlik nie omdat ons goed genoeg is, hard genoeg vra of goed genoeg doen of dit goed genoeg ons innerlike aan werk nie. Het gaan nie oor ons prestasies nie. Dit gaan alles te danke aan U Seun en ons Verlosser deur Jesus Christus wat vir ons kom sterf het. Amen. Dankie dat jy vandag saam gekuier het by Ekerk Lewendig die podcast. Want Jesus is lewendig en die Bybel gee lewe en saam leer ons hoe om hierdie waarheid uit te leef na ander. Ons kuier volgende week weer saam. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.